Goeiemôre, good morning. Baie dankie dat julle gekies het om hierdie Woensdagoggend saam met ons te begin. Raas, daar's heel wat op die spyskaart, sal ek vir jou vertel? Asseblief. Goed, kom ons spring weg. Belastingseisoen is hier en Anja Meyer van Finero help ons om sin te maak van die sperdatums vrae en ook die papierwerk. Ons gesels ook met Amorey Clark wat gekies is om Suid-Afrika by 'n internasionale junior vroue bofbaltoernooi in die VSA te verteenwoordig. Lorraine Olivier van Style & Make-up Effect gesels oor hoe om animal prints stylvol aan te trek en Danny Smoke kuier by ons met sy nuwe enkelsnit naam weggooi. Ja, want jy wil nie jou naam weggooi om 'n Het jy zebra en 'n leopard en 'n alles in een uitrusting aan te trek nie, of dalk sal Lorraine sê dit is aanvaarbaar. Het jy al jou naam weggegooi, Ras? Menige keer. En jy? Weet jy wat, ek sou sê, enigiemand wat seker nou maar op 'n tafel klim en dans, gooi my naam weg, jy weet. Verstaan. Maar stewig die een. Kom ons beweeg aan na ons oggendpraatjies. A group of high school students in China building the world's largest remote-controlled paper airplane earned themselves a new Guinness World Record. The project was led by 16-year-old Zhu Junji and a team of students from Shenzhen Zhili Middle School. After nearly 6 months of planning, designing and testing, they successfully created a giant RC paper plane with a 6.06 meter wingspan and a 5.06 meter fuselage length. The aircraft flew successfully for around 15 minutes before landing safely, proving that it was much more than just a record-breaking display piece. The team faced major engineering challenges, including keeping the aircraft lightweight while ensuring it remained strong and stable in the air. They used lightweight KT boards reinforced with carbon fiber strips and went through several design versions before finding the right balance. The students said their goal was not only to break a record, but also to showcase the innovation, creativity and engineering skills of young people. Ek wil nou, weet jy wat, ek sê by die nie papier nie, anders het ek vir jou gevra dat jy vir my wys hoe om 'n papiervliegtuig te vou. Wou by jou gevra het om vir my te wys, want ek kan nie. Ek hier het al gedoen, maar dit het my so lank geneem in my lewe om te leer hoe om dit te doen en om een te kan vou wat wel vlieg. Want dit werk nie altyd nie. Dit doen nie. Maar hierdie is indrukwekkend, dit is op 'n ander vlak. Dit is op 'n ander vlak, but is it really a paper plane if you had to reinforce it with carbon fiber? That is a very good question. Nee, maar Very technical. Dit is very technical. But a very good Extremely question. technical. Ja. En dit is net vir my regtig indrukwekkend dat tieners regtig so gefokus is op innovering of innovasie en hoe tegnologie eintlik gebruik kan word om iets wat 'n ou ding is. Like, paper planes have come such a long way for many hundreds of years, I'm sure. And now here they are using technology to just make it better and set a Guinness World Record. Jy sien, en dit is wat vir my uitstaan van vandag se jeug, is die feit dat hulle konstant besig is om te dink aan die ou manier van dinge doen en hoe hulle dit anders kan maak of kan verbeter in die proses. Ja. 'n Guinness wêreldrekord, Ras. Ja. Wat gaan ons doen om ook Een- so 'n rekord te behaal? Ek weet nie of jy gehoor het van daardie dorpie wat het ons dit op hierdie program gedoen. Ek vergeet soms, ek word soms bietjie confused tussen 'n radioprogram en hierdie. Maar daar was 'n dorpie wat hulle het 'n like the laziness competition waar jy kan so snap en jy kan lees en jy kan ongelooflik. I think it was in Montenegro where you could do. I would like to be in that Guinness World Record. Dit klink vir my na 'n maklike een en 'n lekker een. Ja. Kan ek saam met jou aan deelneem? Asseblief. Ek dink ons moet Montenegro toe gaan Ja. en ons moet by daardie wêreldrekord aansluit. Ja, nee, definitief. Net voordat ons aanbeweeg wil ek ook vir jou vra. Ek sal met 'n paar borge ook gesels. Dis al hoe ons dit kan doen, nee my Rasie. Ja. Nee, maar ek dink tog, jy weet, om terug te kom by hierdie papiervliegtuigie, is dit nou papier? Is dit nou nie? Ons weet nie. Maar ek dink dit plaas ook net weer eens die klem op die feit dat iets soos wetenskap en daai soort vakke nogal redelik belangrik is ook in skole, nê? Yeah, those STEM subjects. And also the other thing that really needs to be kind of emphasized in terms of STEM is to get young girls involved in STEM as well. Want dit is nie noodwendig dat dit net seuns is wat daai tipe vakke en daai tipe belangstelling het nie. That there are so many young girls that are interested in all of these
technical engineering, Ons maths, sien dit met science, Formule 1. technology. Ja. Exactly. Kyk Ja. vir Susie Wolf. Ja. Kyk vir Presies. Susie Wolf. Goed, nou ons beweeg oor na 'n ander storie toe. 'n Groep duikers het geskiedenis gemaak toe hulle glo die heel eerste onderwater video van 'n volwasse wit doodhaai in sy natuurlike habitat in die Middellandse See opgeneem het. Nou die duikers was besig met 'n poging om visnette van 'n skeepswrak te verwyder toe hulle die reuse roofdier onverwags naby hulle sien swem het. Ek kom iets oor. Dirk Remes, 'n vrywillige duiker, het die ontmoeting as beide opwindend en sinietergend beskryf, ons kan dit verstaan, en erken dat sy hande, terwyl hy die kamera probeer hanteer het, gebewe het. Ek dink daai kamera sou uit my hande geval het. Ja. Nou hoewel wit doodhaie voorheen relatief algemeen in dele van die Middellandse See voorgekom het hulle getalle weens oorbevissing en ander omgewingsdruk oor die jare dramaties afgeneem. Wetenskaplikes vrees nou dat die spesies heeltemal uit die streek kan verdwyn. Marinebioloog sê die video is uiters skaars en wetenskaplik waardevol, aangesien dit nuwe insig in een van die oseaan se mees ikoniese roofdiere bied. Bewaringsbewustes hoop dat die waarneming groter beskerming van die Middellandse See se marine ekostelsels sal aanmoedig. En weer eens sien ons, ek dink daar's verskeie kwessies wat hier betrokke is, jy weet Raas, ek meen, ons sien gereeld dokumentêre en so aan. Persoonlik is ek altyd bekommerd oor die seelewe. Dit is vir my, dis my eintlik hartseer om te verneem dat dit gebeur, maar dit beteken nie dat ek sal wil hê dat enige spesies wat so groot is of wat as 'n roofdier beskou is, so naby aan my moet swem nie. Toe jy sê, ek kom iets oor, toe wil ek net sê, ja, jy gaan nie daai ding afneem nie, jy gaan jouself so gou as moontlik uit daai situasie uitkry, maar ek dink, die feit dat hulle dit kon vasvang, met 'n bewerige hand en al, I think that's a real achievement, and we've spoken recently actually on the show about exploration in space and all of that. I think we know even less about what's happening underneath Absolutely. the surface of the earth. Do you know what I mean? Like, I think there's so much down there that we have no idea about, and the exploration is still going to take, I think, many hundreds of years for us to even scratch the surface of all the different things that are down there in the sea. En ek weet nie of ek van almal wil weet nie hoor, want van daai diertjies lyk nogal 'n bietjie vreesaanjaend, maar net vinnig, het jy al ooit daai sogenaamde cage diving gedoen? Nee, het jy al? Nee. En sal jy ooit? Nee. Selfs is die hok Selfs al is ek toe, nee. No, not interested. I would do it. I definitely, if the opportunity came, I would definitely do a little bit of cage diving, I think. Nee, jy het meer moed as ek. So goed, jy kan dit gaan doen, maar jy's op jou eie. Ons sal iets anders saam doen. Elsa sê, ek kom iets oor, moet niks oorkom nie, want ons is nog vir 'n rukkie op die lug. Bly ingeskakel. Ons gesels net hierna oor die moets en moenies wanneer dit kom by die nuwe belastingseisoen. So, jy en jou beursie en jou Excel spreadsheet bly net waar julle is. Belastingseisoen is weer hier en vir baie Suid-Afrikaners bring hierdie seisoen 'n bekende kombinasie van vrae, sperdatums en 'n bietjie stres. Anja Meyer, professionele rekenmeester en belastingpraktisyn van Finero Professional Accountant, kuier vandag by ons om ons hiermee te help. Baie welkom. Baie dankie Elsa, dit is lekker om hier te wees. Goed, so hoekom moet die gemiddelde persoon seker maak dat hulle in die belastingseisoen ernstig moet optree? So baie mense dink dat hulle nie verplig is om belasting in te dien nie, en dit kan baie moontlik wees dat jy wel verplig is al dink jy is nie. Baie mense dink hulle het 'n klein salarisie, klein bedragie belasting word afgetrek en hulle is okay, maar dis eintlik baie belangrik om daarna te kyk om jou belasting in te dien. SARS is geneig om boetes te hef op enige laat-indienings, so ek sê altyd vir my kliënte, kyk eerder, maak seker jou belasting is op datum en dan weet jy voldoen aan die nodige wetlike vereistes ook. En wie moet almal 'n belastingopgawe indien? So daar is sekere reëls wat SARS uitgereik het om te sê dat
daar sekere mense is wat nie belasting hoef in te dien nie, maar daar's 'n hele lys van reëls en jy moet aan elke liewe vereiste voldoen om nie onder daai kerf te val nie. Goed. En een van dit is ook dat jou pay-as-you-earn moet 100% reg afgetrek wees en ook jy moet net uit een bron uit inkomste verdien. Nou ek sê altyd vir my kliënte, kom ons sê 'n belastingjaar loop van Maart tot Februarie. So as jy in Januarie met 'n nuwe werk begin het jy klaar 'n tweede bron van inkomste. Dan is jy klaar verplig om in te dien. So ek stel gewoonlik voor al dink jy jy's nie verplig nie, dien eerder in en mense is geneig om bang te wees, maar jy kan actually dalk 'n bedragie terugkry van SARS af as jy gelukkig is. As jy 'n mediese fonds het of jy het 'n uitreë-anniteit, dan kan dit in jou gunst stel. Ja, want baie mense dink, jy weet, as jy net 'n salaris verdien, dan hoef jy niks te doen nie. Ek het ook al van diegene gehoor wat so redeneer. Ja, en eintlik eerlik, dit kan net voordelig wees vir jou. Mense hoef nie bang te wees vir SARS nie. Dis hoekom mense soos ons is om te help met sulke tipe goed. Om te help daarmee dat jy het nie nodig om bang te wees nie. Ons kan jou help om dit op die regte manier te doen en ook om jou belastingssituasie sou jy moes inbetaal op die beste manier moontlik soos te help dat jy aan die wet kan voldoen en ook so min as moontlik te kan betaal op die einde van die dag. Want ek dink ook party mense dink, jy weet, dit is 'n vreeslike administratiewe taak, maar dis waarom ons dankbaar is vir mense soos julle wat ons kan help. Presies. Goed, wat is die grootste fout wat mense elke jaar maak wanneer hulle by die kwessie kom? Ek sou sê die grootste fout wat mense maak is om te aanvaar dat die inligting wat SARS van hulle het is reg en hulle gaan dit aan. Hulle maak nie dubbel seker om te kyk hoor jy het SARS al my mediese inligting nie. Goed wat mense mis is as jy byvoorbeeld vir 'n publieke instansie 'n geldjie skenk wat vir jou 'n 18A sertifikaat kan gee, kan jy daai geldjie wat jy geskenk het ook gebruik as 'n belastingaftrekbare uitgawe wat dan ook jou kan help om 'n bietjie belasting terug te kry. So ek dink die grootste fout wat mense maak om dit self te probeer doen is hulle kry nie die grootste voordeel nie omdat hulle nie dalk die nodige kennis het onwetend nie. Dis hoekom ek dit altyd ook sê dis beter om iemand te gebruik wat weet hoe dit werk. Goed, so watter dokumente en inligting is die belangrikste en moet 'n mens solank bymekaar maak voordat 'n mens dan nou indien? So ek sou definitief sê om te weet wat jou belastingnommer is baie belangrik. Dan kan jy ook begin kyk wat is jou e-filing profiel, is jou e-filing profiel reg, het jy alles onder beheer daar, is jou bankbesonderhede opgedateer op e-filing. Ons as belastingpraktisyne het 'n e-filing profiel waar ons dan al ons kliënte se inligting op het. So as jy iemand het wat na jou goed kyk, kan jy vir hulle vra hoor hier is al my goed reg. En dan kan jy ook jou ERP5 reg kry, jou mediese sertifikaat aanvra by jou mediese fonds. As jy 'n uitreë-anniteit het, kan jy jou bydrae sertifikaat aanvra. En dan natuurlik mense wat vir kommissie werk, hulle kan hulle kommissie uitgawes elke maand bymekaar hou en ook mense wat 'n reistoelaag kry. Hulle logboek moet hulle definitief dan ook reg kry en alles agter mekaar hê. Goed, so wat gebeur indien iemand nou miskien die sperdatum misloop of glad nie indien nie? So wat eersins sal gebeur is aan jou inkomstebelastingnommer is daar dan 'n nommer en 'n e-posadres aangekoppel. So SARS gaan vir jou 'n aanmaning stuur, hulle sal vir jou 'n briewe stuur, hulle sal vir jou SMS'e stuur en vir jou sê hoor hierso jou opgawe is uitstaande. En dan as die aanmanings nie nageluister word nie en jy die nog steeds nie in nie, kan SARS boetes uitreik. Die boetes begin by R250 'n maand en dit kan baie meer wees as dit ook. Hulle sal dan elke liewe maand aanhou om die boete vir jou te gee totdat jy indien. En sodra jy indien, gaan daai boetes nie weg nie, jy moet dit nog steeds betaal. So dis definitief baie belangrik om seker te maak dat jy moet indien, as jy moet indien, moet jy indien. Goed, ek dink die sogenaamde side hustles is aan die orde van die dag in vandag se tyd. Mense hoor baie gereeld daarvan. Ek dink die meeste mense het nie veel van 'n keuse nie. Natuurlijk. Maar dan, jy weet, ook iets soos 'n sekondêre inkomste. So, hoe beïnvloed so iets 'n mens se belasting? Dit is 'n baie goeie vraag en dit is nogal 'n moeilike situasie ook. Dit is definitief iets wat ook verklaar moet word aan SARS. Dit kan twee situasies wees. Baie mense het 'n tweede werk, waar die werk dan ook vir hulle pay-as-you-earn aftrek, maar omdat die twee salarisse saam jou moontlik in 'n ander tax bracket gaan ingooi, gaan jou belasting dalk baie moontlik te min wees. Die ander scenario is waar jy op die kantlyn op jou eie dalk geld kan verdien.
dit moet ook verklaar word. Ons oplossing vir dit is maar gewoonlik om te sê dat 'n mens jou moet registreer vir voorlopige belasting. Na 6 maande in die finansiële jaar in moet kyk, hoe lyk jou belastingssituasie, moet jy dalk 'n bietjie inbetaal en dan weer na 12 maande en dan weer na die finale prentjie sodra die finale indienings oopmaak. So ja, dit het 'n invloed op belasting ongelukkig. Maar ja, dis maar deel van dit. Dit klink vir my baie ingewikkeld, maar goed. Is dit altyd nodig om hulp te kry? Jy weet, of kan die gemiddelde mens dit self uitsorteer of doen? Kyk, ek sou sê as jy die basiese beginsels verstaan, kan jy dit op jou eie doen, ja. Maar ek sal meeste van die tyd aanbeveel dat as jy net selfs 'n bietjie onseker is, reik uit na 'n belastingpersoon toe om jou daarmee te help. Dit is baie beter en meer koste-effektief om van die begin af iemand te gebruik om jou te help om dit op die regte manier te doen. As wat jy self probeer, jy lok dalk audits, jy doen nie goed verkeerd in en dan moet jy iemand betaal om dit reg te maak en dit weer te doen. So ons sê maar gewoonlik as jy redelike verstaan het van dit, ja, doen dit dan self, maar meeste van die tyd as jy net bietjie twyfel, kry dan eerder iemand om jou te help. Goed, ek wil vra vir 3 maklike wenke, jy weet, om 'n mens se belastingsseisoen of die belastingsseisoen vir 'n persoon minder stresvol te maak. Okay. So ek sou definitief sê, die eerste wenk is om die sperdatums te ken, te weet wat die sperdatums is. En dit is dan natuurlik nou van Julie af. So die begin van Julie is dit die auto-assessments wat uitgereik word. Van middel Julie af tot in Oktober is dit dan die non-provisional taxpayers en dan middel Julie af tot Januarie is dit die provisional taxpayers. So ken jou datums, weet wanneer jy moet indien, dis belangrik. Die tweede een wat ek sou sê is om jou dokumente deur die jaar op datum te hou. Vir al die mense wat kommissie uitgawes het en wat logboeks het. Dis baie moeilik as jy aan die einde van die jaar kom om dan te onthou wat jy laas jaar heen gery en wat se uitgawes het jy gehad laas jaar. So as mens elke maand daai goed net op datum hou, maak dit die stres baie minder aan die einde van die tydperk. En dan die derde een sou ek sê is om seker te maak dat jou e-filing profiel op datum is. Maak seker jou bankbesonderhede is opgedateer op jou profiel. Maak seker dat jou kontakbesonderhede reg is en as jy nie self toegang het tot jou profiel nie, maak seker by jou belastingpersoon dat alles wel in orde is. Dit sal ek definitief sê is belangrik. En dan ook as jy onseker is, reik uit na iemand toe om jou te help. Ek dink dit is nogal iets wat 'n mens moet beklemtoon, want Ja. ek dink dit is 'n kwessie wat baie ingewikkeld kan raak. Dit is so, ja. So en baie maklik in 'n kopseer ook kan ontaard. Ja. So ek dink definitief dat dit die moeite werd sal wees om by julle aan te klop. Baie dankie vir al die wenke wat jy vanoggend met ons kom deel het. En kom ons hoop dat dit minder stresvol sal raak vir mense soos wat die tyd aangaan, jy Ja. weet. Ja, Yes, definitief. 100%. Baie dankie. Ons Dankie. gesels weer met jou in die toekoms. Goed, ons gesels net hierna met die bofbalspeler Amorey Clark. Jy kan ingeskakel bly want ons is dan nou binnekort weer terug, maar intussen wil ek jou ook daaraan herinner dat jy baie welkom is om Goeiemôre Good Morning te gaan volg op alle sosiale media platforms en gerus 'n draai kan gaan maak op ons YouTube kanaal om weer na hierdie interessante gesprekke te gaan kyk en te luister. Jy kyk na Goeiemôre Good Morning. Nou ja, hier is iets wat ons nie gereeld oor gesels nie. Amorey Clark is 'n lid van die SA vroue bofbalspan, dis die junior span, en sy is gekies om in Julie maand Suid-Afrika by 'n internasionale toernooi in die Verenigde State te verteenwoordig. Amorey sluit nou by ons aan om oor hierdie mylpaal vir wat dit vir haar beteken te gesels en ek is baie bly jy's hier, Amorey. Baie dankie vir jou tyd. Dis nie 'n sport wat ons gereeld oor gesels nie. Dis nie 'n groot sport bofbal in Suid-Afrika nie, is dit? Met vroue nee, mans is dit groot in Suid-Afrika, maar vroue het 4 jaar terug eers begin. Wat dit- Regtig, hè? ja. Dis interessant. Hoekom is dit so, dink jy? Ek dink omdat soos baseball nie eintlik 'n vroue sport soos as 'n vroue sport gesien word nie, maar ons werk om dit baie meer soos internasionaal groter te maak. En ja. So heel duidelik is dit deel van die plan as jy Rockford toe gaan net buitekant Chicago om dit dan nou uit te bou. Hoe dit gebeur?
Wel, So wat ek vir jou eintlik wil vra is die span wat jy gemaak het, hoe is die span gekies en van daar af hoe werk dit dan? so ons het nie baie baseballklubs in Suid-Afrika nie, maar ons het 'n paar in Gauteng en dan 'n paar in die Weskaap. So daar het ons so 'n toernooi gehou en dan uit daai toernooi het hulle 'n SA span gekies wat ons dan oefen en dan ja. En die SA span is dit meisies van die hele Suid-Afrika en al die klubs verteenwoordiging daarvan. Ja. Uitstekend. Hoe het jy begin speel? Ek het eintlik begin met sagtebal en toe het ek by 'n klub aangesluit en toe vra hulle daar vir my of ek wil kom baseball speel. Verduidelik gou vir ons die verskil tussen sagtebal en bofbal. So daar's nie veel van 'n verskil nie. Die reëls is baie dieselfde, maar die bases is baie groter en die bats verskil en dan die bal is kleiner. En een word oorhand gegooi en die ander een Ja. onderhand. Dis die ander verskil, nie Ja. waar nie. Is dit wat doen jy in die span? Is jy net 'n cover of is jy iemand wat daarom kan gooi daarby saam? Ek kan gooi, maar ek speel eintlik die posisie se naam is shortstop. So dis tussen tweede sak en derde Ek sak. verstaan. Vir mense wat nog nooit bofbal gesien het nie, verduidelik net die prinsipie van die spel. So daar's 4 sakke en dan So wat hulle in Engels sou noem bases. ja. Ja? Wat dan so die batter en dan gooi iemand uit vir jou en dan bat jy op en dan hardloop by die sakke. En jy kan uitgevang word en dis natuurlik een van die groot dinge is hoe vinnig jy na elkeen van hierdie sogenaamde bases toe hardloop. nie Ja. waar nie? Hoe oefen mens daarvoor? Wel, fiksheid, ons doen redelik fiksheid om vir die spoed op die bases en goed. En dan net fielding en soos wat jy jou met op die grond hou en dat ding. En ek wil jou vra oor die kolwerk. Hoe moeilik of maklik is dit om die bal raak te slaan want die kolf is klein, die bal is klein. Hang af wat so vinnige pitcher jy het, want baie keer is jou pitcher so vinnig dat jy swaai maar net en jy hoop jy die bal. Swaai en hoop en Ja. hoop dit gaan vir die beste. Dis heel duidelik iets wat nog veel meer blootstelling moet kry, nie waar nie, want dis nie 'n sport soos jy sê, dis nou maar eers onlangs die afgelope 4 jaar. Wat dink jy sal moet gedoen word vir jou om uiteindelik professioneel te gaan speel en die blootstelling daar te kry? Eerlikwaar, ons het nie baie soos funding nie. So dit is 'n self-funding toernooi. So ek voel ons kort ook soos blootstelling met mense wat soos help sodat dit nie net self-funding is nie. Wat kos so 'n toer na Chicago toe? Gee ons 'n bietjie insig. Die toer wat ons nou het is 65,000. O, dis baie geld. Ja. En jou ouers help jou heel duidelik daarmee, nie waar nie? Ja. Goed. En is daar meisies wat nie kon gaan as gevolg van die kostes wat daarmee saamgaan? Daar is 'n paar ja. Ai, dis jammer, nee. Dit is regtig jammer. As jy nou vir kinders by die skool vertel, waar is jy op skool net so terloops? Oorskool Swartkops. Goed, so as jy nou as kinders hoor jy speel bofbal of baseball, vra hulle jou uit daaroor, is dit iets wat aandag trek? Baie mense is verbaas omdat dit nie sulke groot sport is nie. So baie min mense weet eintlik dat dit is 'n sport in Suid-Afrika. In Randburg is daar een van die beste sogenaamde diamonds en dis waar ons 2 van ons beroepspelers opgelewer het so 'n paar jaar terug. Is daar baie plek om te speel in Pretoria? Redelik, daar's by ons klub en Watter klub is jy by? ek is by Valhalla. Goed. Wel, ons het nie veel klubs eintlik in Pretoria wat soos baseball. So eintlik ek dink dit is net ons klub. Goed. So daar's nie baie velde waar mense aangetrek word dan hulle ry verby en sien, maar daar's 'n diamond. Ek wonder hoe werk dit en gaan kyk nie, né? Ja. Dis een van ons probleme. Wat dink jy sal vrouens moet doen in Suid-Afrika om die sport groter te maak? Wat is julle verantwoordelikheid as spelers? Adverteer ons en mense nooi. Ons nooi baie mense om te kom probeer want dalk is dit iets wat jy geniet. En as mense kom speel, wat sê hulle daarna? Wat is hulle gevoel? Meeste mense geniet dit want dit is omdat die bal baie ligter is. Meeste mense wat baseball speel sagtebal ook. So omdat die bal baie ligter is dit iets wat vir hulle makliker kom en wat ook meeste mense geniet dit nadat hulle kom probeer het. Vertel vir ons van die toernooi in Chicago. Hoe gaan dit werk?
Ons gaan Chicago toe en dan is daar 'n toernooi van 10 dae. So ons gaan elke dag 'n game speel of 2 games speel. So Wat 2 dan- wedstryde elke dag. Ja. Eina. En speel julle teen ander clubs? Clubs, soos nou, Ja, nee, in die toernooi. in die toernooi. Ja, ons speel teen soos colleges van Amerika en goed. Natuurlik gaan dit 'n groot uitdaging wees want vir hulle is wolfbal of baseball dis tweede natuur nie waar nie. Dis soos Amerikaanse voetbal daar. Ja. So hoe sien jy dit? Hoe dink jy gaan ons doen daar? Wel, ek dink ons het redelik nogal baie geoefen en hard gewerk. Ek voel omdat hulle baie sterker is, weet ek nog nie wat gaan gebeur nie. En as jy kyk na hulle standaarde, ek neem aan daar's redelik televisie wat mense kan kyk. Die standaarde is heel duidelik baie hoog in Amerika, nie waar nie? Ja. So wat verwag jy daarvan? Mm. Hoe voel jy daaroor? Dink jy julle gaan die mas kan opkom? Dink jy julle het 'n kans om te wen in die toernooi? Ek dink ons het 'n kans want ons is nogal 'n sterk span, soos die span wat Rockford toe gaan, is nogal 'n sterk span. So ek voel ons het 'n kans, maar ook hulle is baie sterk. Hoe oefen julle saam? Is daar 'n kans vir julle om 'n kamp of 2 by te woon waar julle almal saam kan oefen en mekaar beter te leer ken as 'n span? Want jy het gesê die meisies is van reg oor Suid-Afrika. So nou oefen ons individueel, soos Gauteng mense oefen saam. So baie keer gaan ons Boksburg toe om saam hulle te oefen en hulle kom baie keer na ons toe. Maar dan die mense van die Kaap en al, hulle het dan hulle eie oefeninge. En soos wat ons gedoen het toe ons Uganda toe was, die dag wat ons gevlieg het ons soos 'n dag voor die tyd laat almal bymekaar kom en toe het ons ook geoefen en mekaar leer ken en al. En hoe dit in Uganda gegaan net so terloops? Hulle was eintlik baie sterker as wat ons verwag het. Hulle het soos coaches van Japan en alles gekry. So ons het 'n paar games, 1 of 2 gewen teen hulle, maar hulle was nogal 'n baie sterk span. En hoe was die toestande daar? Die veld self was nie te sleg nie, maar oor die algemeen, maar die veld self was goed. Uitstekend. Ons is baie bly jy het by ons kom kuier. So wil jy vir ons in ons oor fluister dat jy miskien die ding gaan wen in Chicago al dan? Ja. Ek hoop beslis so. Amarai, baie dankie vir jou tyd en sterkte. Ons sien uit daarna dat dit goeie uitslae gaan wees. Dankie. Jong Amarai Clark, 'n lid van die SA Junior vroue bofbalspan. Bly ingeskakel. Ons is net hierna terug met Lorraine Olivier van Staal Make-up en Effect en heel duidelik gaan mense dit nodig hê. Jy kyk na Goeiemôre, Good Morning. Dis lekker om jou saam te hê. Gaan gryp gou nog daai ekstra koppie koffie. Ons is net hierna terug. Jy kyk Goeiemôre, Good Morning. Sien jy soms 'n pragtige item met 'n zebra streep patroon of selfs 'n item met 'n patroon van 'n luiperd se kolle en dink dit sal glad nie by jou pas nie. Miskien draai jy dit net verkeerd. Lorraine Olivier van Style en Make-up Effect kuier vandag weer by ons en sy gee wenke oor hoe enige iemand klere met hierdie patrone op kan dra. Lorraine, hallo. Hallo, Welkom by Goeiemôre, Good Morning. Dankie. Asof jy nooit hier is nie. Altyd lekker. Animal print, is dit vir almal? Ja. Dit is definitely a yes. Okay, Ja. verduidelik. So dit gaan natuurlik af van hoe mense dit dra. So as jy waaghalsig wil wees, jy gaan altyd jou animal print die ster van jou outfit maak. So as jy een item het, soos byvoorbeeld wat ek aan het, ek het my animal print aan, maar al die res is plain. Ek het plain oorballe aan, ek het plain boots aan. Ek maak hierdie die ster van my of die fokuspunt van my hele outfit. Dit is daar leer ek nou iets. Ek het nie besef dat jy dan by standaard by konstighede moet hou nie, maar dit maak tog sin, Lorraine. So is daar miskien animal print neigings vir hierdie seisoen wat uitstaan? Daar is nogal, die luiperd print sal seker altyd kom en gaan. Wanneer hy weg gaan maak, hy het 'n groter opdaging as hy terugkom. So ja, luiperd print gaan altyd in wees. Maar dan sien ons hierdie seisoen ook nogal baie zebra print. En dan sien ons ook snake print het nogal 'n herlewing gemaak. En wat ek nogal geniet hierdie seisoen is die cow print. So die koei print is bietjie meer speels maar dis ook bietjie meer fashionable. Ja, it's quite quirky. Ja. Ja. Maar ek sien jou animal print, dit is nie klein nie. Dit
dit lyk amper soos 'n blommerige tipe ding, want jy kan dit natuurlik nie net in die regtig klein patroontjies dra nie. Daar is heelwat verskeidenheid van tipes wat jy kan dra. Ja, en jy sal natuurlik dan ook jou basisklere uit jou patroon uitvat en dan daarmee accessorize. Soos hierdie het nou byvoorbeeld beige en hierdie kakie kleur en Ja. swart. So bring dan daai in as jy accessories. Nou, sommige mense is bang dat dit soms 'n bietjie oordoen lyk of ek dink hulle is eintlik net bang om 'n kans te waag. Ja. So ek dink dit is eintlik maar die ding. So, wat is dan nou daai een goue reël? Jy het nou verduidelik, jy weet, verwys na bykomstighede, maar is daar 'n ander goue reël wat jy kan uitsonder? Ek dink as mens nie so wilhalsig wil wees nie en jy's bietjie meer tradisioneel, begin dan met ietsie soos 'n hakkie. Daar's die mooiste animal print hakkies. So dan dra jy 'n all plain outfit, soos 'n swart hempie en 'n swart broek en dan dra jy net jou animal print as 'n skoen. En hou dan net weer eens jou accessories by 'n plain. Maar as jy dan ook bietjie meer wilhalsig wil wees, bring dit in soos met 'n baadjie of met bootsies of met 'n handsak of met 'n belt. Jy kan klein begin, jy hoef nie noodwendig net Uitspattig te wees nie. Ja, jy hoef nie net in te spring daarmee nie. Dit hoef nie soos 'n kostuum te lyk nie. Definitief nie. En jy het vir ons ook 'n maatjie gebring vandag en sy is gekleed in 'n animal print uitrusting. Kan jy vir ons verduidelik wat het jy bymekaar gesit dat sy so chic lyk? So ons het animal print op haar herhaal. Want die goue reël ook is as jy dit wil herhaal, hou dit nog steeds plain. So dit is dieselfde print bo en die bootsies is dieselfde print. Ek sal nou nie leopard print en zebra print combine nie. So probeer om dit eenvoudig te hou en dan maar jy kan dit herhaal. Soos jy kan ook as jy dit wil herhaal, gebruik dieselfde print, maar groot en klein print. So jy kan dit op so 'n manier doen, maar moet nou net nie heeltemal uitspatte gaan, want dit hou jou uitrusting ook meer elegant. Ja. Ek dink ook 'n mens kan lekker speel met jou persoonlikheid, jy weet, want sommige mense weet dit maak die dier in hulle wakker sou ek sê. So ek dink dit kan ook dis 'n lekker kreatiewe manier om jou persoonlikheid ook so 'n bietjie te laat weerspieël. Ja, ek het byvoorbeeld 'n designer vriendin wat in haar items sit sy die lining in met animal print want dit is haar signature look. So as sy 'n handsak maak is die leopard print die lining. As sy 'n blazer maak dan is die leopard print die lining. So ja, jy kan dit ook op so 'n speelse manier ook in jou uitrusting inbring. Watter kleure werk die beste met animal print? Gebruik die klere wat klaar in jou patroon is. Soos neutrale klere. Soos by hierdie sal ek nou of soos 'n beige doen of jy kan bruin of swart doen. So jy kan nie soos 'n rooi met 'n animal print Jy nie. kan of 'n definitief. Ja, jy kan, maar hou dit weer eens eenvoudig. Ja. Moenie verskillende bloue aantrek met jou leopard print nie. Soos ek het nou intentioneel 'n rooi lip aangesit by my animal print. Ja. So bring jou kleur definitief so weer in, maar hou dit dan eenvoudig. Ek het al gehoor van verskeie mense wat wonder of animal print professioneel is om in die werksomgewing te dra. Jy kan dit definitief vir die werk dra, maar weer eens moenie all out gaan nie. As jy byvoorbeeld 'n mooi animal print blousie dra en 'n swart blazer bo-oor met 'n swart langbroek en swart skoene en 'n eenvoudige handsak, dan kan jy dit definitief, dit kan professioneel lyk. Okay. Ek is bly jy het nou daai punt opgebring want daar is baie mense wat sal sê te veel animal print lyk 'n bietjie common. Dit is mense se menings, sekere mense se menings. So wat sê jy daarop? Behalwe vir Elsa wat net lag asof dit nou die grootste joke is. Dit is regtig 'n genuine vraag. Ja, ek dink as mense te veel wil add, dan maak dit maklik tacky of common. Ja. So jy kan dit elegant hou ook deur jou teksture. Ja. Kyk na jou teksture waarmee jy werk en hou altyd kwaliteit bo-oor die kwantiteit. So bring een kwaliteit item in. Is daar iets anders wat jy sal uitsonder wanneer 'n mens kyk na iets soos 'n eenvoudige, kom ons noem dit dan 'n formule? Jy weet wat kykers in ag moet neem of wat hulle kan, kom ons sê implementeer wanneer hulle besluit op animal print. Ja, leopard print of animal print met 'n eenvoudige
res van jou uitrusting met eenvoudige bykomstighede. Dit is basies jou formule. So kies een fokuspunt en as jy dan nou wil jou handsak gebruik as 'n fokuspunt, dan doen net 'n eenvoudige uitrusting en dat jou handsak jou fokus is. So dit moet nie clash nie. Dit moet nie clash nie. En ook, hierdie is natuurlik iets wat inkom in sekere seisoene, dan is dit weer hier, dan is dit, maar soos wat jy gesê het, leopard is nogal redelik tydloos, maar mense hoef ook nie gedruk te voel om animal print te dra nie, as dit nie deel is van jou persoonlikheid nie, en as if it's not something you feel comfortable wearing, you shouldn't feel pressured to wear it. Ja, daar gaan mense wees wat 'n hele kas vol animal prints het en dan gaan daar ook mense wees wat sê dit is nie vir my nie. Ja. En as jy dit dan regtig wil inbring, kry 'n make-up sakkie met 'n animal print of bring Of dit 'n in 'n beersie. so 'n manier, Ja. of 'n oorballetjie. Ek meen daar is oorballetjies wat ook leopard print het. So daar is soveel maniere waarop jy kan speel. 'n Sarpie. Jy kan dit inbring met 'n sarp. Ja, net vinnig, ons het 'n paar sekondes oor, maar is daar sommige, jy weet, ek dink nou byvoorbeeld ek sal nie noodwendig 'n zebra print dra nie. Ek ook nie. Goed, so dit gaan net oor jou persoonlike voorkeur. Dit gaan nie noodwendig daaroor dat dit nou net nie by jou pas nie. Ja, ons hoef nie altyd die tendense te volg nie. As leopard print nie vir jou is nie, dan gaan jy dit nie dra nie. Of as zebra print nie vir jou is nie, en noodwendig daai swart en wit, dit is nie noodwendig vleiend nie. So jy moet dit so reg benader om dit te laat elegant lyk. Ja. Baie dankie, Lorraine. Lorraine Olivier @Style and Makeup Effect op Instagram, as jy jou hele lewe wil verander, sy is die persoon. Danny Smoke is volgende hier. Naam weggooi is die naam van die nuwe liedjie. Bly net waar jy is. Dit lyk na lekker tye. Danny Smoke kuier vandag by ons en ons het sopas 'n stukkie van die musiekvideo vir sy nuwe enkelsnit Naam Weggooi gekyk. Danny, dis altyd lekker om jou hier op Goeiemôre Good Morning te hê. Dankie Roos, hoekom speel julle nie die hele ene nie? Weet jy, ontbyttelevisie het maar 'n ander stel reëls as die gewone lewe. Vertel 'n bietjie, waar het die inspirasie vir hierdie liedjie gekom? Wel, ek het die liedjie geskryf eintlik saam met 'n girl. Haar naam is Yolani en my platemaatskappy het nogals 'n cool ding wat hulle doen, wat hulle so skryfkamp doen. Dan kom maar 'n klomp mense bymekaar en dan word jy sommer opgepair saam met 'n random persoon en dan spin jy so 'n wielietjie en sê hulle gaan skryf oor dit of gaan skryf oor dit en toe kom hierdie sang uit en toe sê ek vir hoorie ek love it want sy het al gesit op die bank voordat ons ingegaan het om te skryf. Toe sê sy vir my vertel sy so 'n storie en toe sê sy yes ek het my naam so weggegooi en toe sê ek so daai is 'n great title. Want dis my baie relatable title. Ja. Naam weggooi. Ek dink ons almal het dit al op een of ander manier gedoen. My naam lê al op 'n klomp plekke rond wat ek nog nooit weer kon terugkry nie. Maar ek voel dit is nou maar deel van die grootwordproses. Ja. En ek dink net weer eens met 'n liedjie soos Naam Weggooi, dink ek jy kan dit maak wat jy wil daarmee, maar dit laat my lekker voel. Jy weet, so dit gaan net oor ja, ek het alweer dit gedoen, maar Ja. ek love dit en is 'n goeie tyd. Nie necessarily net oor shape die hele tyd nie, maar ek bedoel net oor enigiets. Ja. Jy weet jy het probeer iemand opchat en toe gooi jy jou naam weg want jy trip oor jou eie voete Ja, of so iets. of het in 'n skuifdeur vasgeloop of wat ook al. En die gesigprint sit nog steeds Ja, op die venster. exactly. Ja. Presies. Sien jy uit om hierdie vir 'n gehoor te doen op 'n verhoog? Ja, ek dink musiek het so baie verander Ja. die laaste ruk in die wêreld verander en ons praat nou buite daaroor oor AI en oor conspiracy theories en ek dink wat great is vir my op hierdie stadium as 'n musikant en was nog altyd my favourite deel is om live op te tree. Ja. En ek probeer my liedjies amper skryf tot 'n mate om te kan sien hoe gaan dit werk op stage en wat gaan die mense ervaar as hulle hard in cash betaal het om Ja. my te kom kyk. Dan wil ek nie hulle moet daar wegstap en dink, "Oh, dit was boring" of "O, my hart is nou seer." My werk is eintlik om net seker te maak dat daai mense wat daai geld spandeer het, stap daar weg en hulle voel dalk 'n bietjie ligter as wat hulle Ja. was en die kroeg of plek wat ek by gesing het baie drank verkoop. Van 'n nooi hulle my weer terug. Ja, want hierdie is 'n bietjie van 'n party anthem. Dit is regtig iets wat mense laat wil Ja, laat gaan net 'n bietjie. Ja.
jy weet, ek dink ons dra 'n klomp goed saam en ons worry altyd wat ander mense gaan sê van ons. Dis vir my die ergste ding in die wêreld. En ek is een van dit is een van die goed wat ek ook mee sukkel is. Wat gaan die mense sê en wat gaan die mense doen? So ek dink dit as ek net sê, hey, ek het my naam weggegooi, maar dit is 'n great tyd. Jy weet, staan op die tafel en dans. En dans. Ja, Elsa. Ja, ons Elsa, sien ek het vir jou. gehoor. Vertel vir ons van 'n tyd wat jy jou naam weggegooi het. Wat jy Hoe lank is hierdie interview? Wat jy mag deel. Ek is onlangs per ongeluk geban by Woodhill golfbaan, want ek was by 'n golfdag en toe kan ek nie teruggaan in die klubhuis in nie, toe ek wil huis toe gaan. Toe het ek regtig 'n baie groot piepie. En toe piepie ek by my kar. En toe so 'n vrou wat my gesien het en toe skel sy my uit. Toe skel ek haar terug uit en toe sien hulle dit op die kameras en toe word ek geban daar. Ek het gaan jammer sê na die tyd. So my naam was vir 'n rukkie daar by Woodhill golfbaan omdat ek in die parking lot gepiep het. Ek's regtig jammer oor dit. Maar hulle het nou toe jou verskoning aanvaar. Ja, hulle het my weer toegelaat want ek speel baie golf daar. Ja. Ten minste hoef jy nou nie na 'n ander golfklub toe te gaan nie. So ons het 'n bietjie van 'n quick fire round wat ek saam met jou wil speel vir die perfekte naam weggooi aand. So jy moet een kies of die ander. Okay. Eerste, 'n braai of 'n club night. Wel, my ouderdom nou 'n braai, maar seker 'n club night. Reg? Bier of brandewyn? Brandewyn, perfekte kombinasie vir 'n Reg? naam weggooi. 'n Groot kuier of 'n klein groep vriende? Regte klein groep vriende. Goeie antwoord. Wat is erger? Jou foon verloor of jou sleutels verloor? Wel, ek het al 15,000 fone verloor so 4 in 'n jaar. Maar ek dink ek beloof jou, my vrou huil al as ek haar bel en sê jy moet die versekering bel want ek het my foon verloor, dan huil sy al. Sy sê hoekom weer? Maar ek dink sleutel is erger. Dink jy? Want ja, dit is 'n mission om 'n sleutel te kry. Die kar is so fancy nou, jy moet hom laat code En dis duur ook. Ja. En die versekering betaal nie altyd as jy Nee. jou sleutels verloor nie, maar as jou foon verloor, jou hele lewe is daarop. Jou bank, jou alles, jou social media passwords, en kan mense daar inlog en net nonsens gaan skryf. Ja, jy weet ek dra nie eers meer 'n wallet nie. Hoe erg is dit? Ek weet 'n man moet altyd 'n wallet by hom hê en Nee. alles is nou op jou foon. Alles. Jy weet, okay, my wees die foon erger. Nee, laat ek nou nie jou antwoord verander nie. Okay, jy het my nou convinced. Nou, okay, nee. Kan jy het sien ek gesê se draadsitter? sleutels. Sien jy? Okay. Wie is die eerste persoon wat jy sou bel vir 'n groot aand uit? Hammy Wessels. Guarantee. Hoekom? Ja, wel, ek dink dit weet jy wat vir my die mooiste ding van daai ou. Hy het altyd 'n smile op sy gesig. Ek het hom nog nooit kwaad gesien nie. Ek het hom nog nooit gesien wat hy nie die mooi in iets raak sien nie. So ek dink 'n groot aand of 'n goeie aand is net iemand wat jou laat lag die hele tyd en wat hy's konstant happy. Ek streef so om so te wees. Hierdie ding sal nou so staan en sal iemand hier kom en sê, "O, my staan eintlik skeef," dan sê hy sal sê, "Kyk hoe mooi is hierdie ding. Dit lyk so perfek waar." Verstaan, dis 'n mindset ding. So guaranteed Hammy. Ag, dis so mooi. Ek hoop hy sien hierdie. Ja, Sal vir hy gaan nie. Ons sal hom 'n bietjie maak. So die nuwe album op pad, nuwe goed wat ons kan verwag van Danny Smoke. Ja, so naam weggooi gaan ek baie op fokus nou. Hy kom die 12de Junie uit en vir my is dit net ek het nog 'n paar liedjies wat hierdie jaar gaan uitkom. Ek dink 3 van hulle. Albums wens ek kan 'n album maak want ek voel jy kom op 'n plek wat jy skryf oor iets en dan sit amper daai samevatting van daai stadium van daai. Maar dit is en dit klink so erg om dit te sê, maar dit is vir platenmaatskappye duur om albums te maak want gewoonlik is daar 2 of 3 liedjies wat as jy lucky is 3 wat uitskiet en die res raak weg. So ek hoop ek kan weer eendag 'n album maak. Maar op hierdie stadium net enkelsnitte en baie gig. Ja. Jy weet. Waar kan mense jou volg? Net voor Instagram is ek Danny Smoke King. Facebook is ek ook Danny Smoke. TikTok is ek ook Danny Smoke King want dit alles link met mekaar op. Danny Smoke was for some reason gevat, ek weet nie hoekom nie, maar hulle kan my daar gaan check. En ek probeer altyd aktief wees. TikTok wil nie my video's wys op hierdie stadium nie, maar ek weet nie hoekom nie, maar ons wys vir jou hier op Goeiemôre, Good Morning. Ons sien julle weer binnekort. dank.